het nou my bord gebruik vir die Proxima. Had ek 'n probleem, ek kan nie so lekker sien. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. The angels bow before Him. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Hallelujah. What a mighty God we serve. The angels bow before Him. Besef ons wat ons sing. Ons sing, what a mighty God we serve. My angels bow before Him, worship and adore Him. What a mighty God. Besef ons die God wat ons aanbid, wat ons ken, wat ons dien, hoe groot hy werklik is. Ek dink nie ons besef nie hoor. Maar ons sal eendag, die woord van die Here sê ons ken oud en deel, ons sal eendag die volle kennis wat ons geken ons. Amen. Wonderful, wonderful, Jesus is to be. Counselor, mighty God, Prince of Peace, saving me, wonderful and mighty and great. Wonderful Jesus is to be. Counselor, mighty God, Prince of Peace, saving me. Hierdie volgende koortjie sê, reach out and touch one another. As jy nou vanmorgen probleme het, gaan nou vir ons lang, vertrou die Here met opregte kinderhart vir die probleem. En kyk wat gaan die Here doen. Reach out, touch alone, see horses run, you will find stand up. You need to
blow as he passes by. You will find he's not too busy to hear your heart's cry. He's steek nou jou hand uit en raak hom aan. Voel sy naweer, voel sy krag. Reach out and thank the Lord as he goes his way. Oh, reach out, touch the Lord as he goes his way. You will find he's not too busy to
Eerste 2, eerste 1. Nommer 1. Amen. As daai lange raad daar agter nou so 'n bietjie vroeër gekom het, dan kon hy môre die buis gespeel het. Dan kon hy samples oefen het, want ek het hom geleer, hy kan byspeel. Maar lange raad besluit ons, hy wil laat slaap. Het was nou vir jou baie mooi geleentheid gewees vanmôre, meneer, jy weer slag buis speel. Ek het ook 'n buisgitaris daar by die huis, wat hy altyd gespeel het daar by die. Dis die hele kry koud vir môre hoor. Ek sien julle sal. Nou, ek het gesê, ek wil hierdie week, so vandag praat oor engele. Wie van julle weet, ken engele regtig? Wie van julle het regtig 'n studie gemaak van engele? Ek het nou môre ook 'n boodskap gekry is hierso. Maar ek dink tog nie ek moet hom doen nie. Dis die boodskap wat ek môre gekry het. Sasma, kyk jy daar, ek kan mooi skryf, hè? Beter as ek. Daai is so pakend. Hierdie los volgende Sondag. Ek dink tog, soms ons raad so baie, en ek dink tog soms moet ons so 'n bietjie meer kennis opbou. Hulle twee het nou al gehoor, want ek het al oor engele gepraat in Johannesburg. Want ek glo daaraan om kennis te gee. Ek weet julle daai dag daar was nie, maar die dag toe ek het boodskap oor engele gebring en dan Johannesburg was julle daar. Moet jy maar weer luister vanmôre. Dis nie dieselfde wees nie, maar engele is engele. Jy kan net soveel sê oor engele. Jy weet, daar is so baie polemiek. En goed het gesê word rondom engele. Ek luister die mense. As jy kennis het van God se woord, daar's nie manier hoe jy bos gelyk kan word. Dan luister ek die mense en dan sê hulle, 'n engel het aan my verskyn. Ek sê, ja, dis nice. Wil jy kyk? Nee, so, sê ek, asseblief. Het seker gedroom, het seker geslaap. Die oog geslaap. Dis nie hoe engel lyk nie. En jy kyk na Daniël 10, dit was die boodskap van engel, Michael, ek wil 'n bietjie gaan praat oor, en daar is verskillende engele. Michael is die leierskap van die boodskap van engele. Die Michael aan Daniël verskyn het, dit is so dooi in die grond geval. Vanweer die heerlikheid van die engel, nou wil ek vertel, ek is aan die engel, ek het die engel so en so vertel, dat is nie so ding. Hoor vanmôre op my, dat is nie so ding in die mense, of hulle sien demone of sien Christus, maar hulle sien definitief nie engele. Want as jy in die teenwoordigheid van die engel was, jy is nie vir dieselfde nie. Wat staan nog in die teenwoordigheid van Christus? Wat staan nog in die teenwoordigheid van die groot ek is, die almagtige ek is? Wat sê Daniël? Hy sê, baie groot God, sê vir die engel, ek gaan sterwe. Kom die engel en hy raak op aan my versterk op. Toe sê die engel, vir die engel, dankie my Here, jy my aangeraak, te staan ek op te sê, ek wil beter, nou kan nie maar praat, ek luister. Maar lees maar Daniël 10. Toe ek vir die Here vra, Vader, dood my engel. Hy sê, dit gaan nie gebeur nie. Gaan lees Daniël 10, daar is my woord, gaan kyk in my woord. Dit is waar die studie van die engele vandaan kom. Want so baie mense het gepraat van engele, en ek wil ook sien, hulle sien dit dan. Ek doen ook mos die Here, sê God, maar dat is so ding, dit sal nie gebeur nie. Hy sê, jy het my woord, bestudeer my woord. In my woord sê jy sien, hoe lyk my engele. In my woord sê jy sien, hoe lyk die Heilige Gees. In my woord sê jy sien, wie is my seun. En in my woord sê jy sien, wie is ek. Die groot ek is. Ken julle die groot ek is?
dan wil Vader kom en hy sê vir Moses, hy sê, gaan sê vir hulle, ek is in jou gestuur. Nie die almagtige God, Skepper Vader, wat ons allemaal kan noem nie. Hy sê, gaan sê vir hulle, die groot ek is. God het self die naam homself gegee. Ek is, wat ek is. Nou ja, asseblief, moet my inslip nie. Jy moet die huis slaan, hoor. Ek is daar by Genesis 3 vers 24. Die eerste engel wat ek oor wil praat is Gerips. Hulle naam is Gerips. Dit is Michael se engele. Jy sien, daar's twee hoofleierskap, dis Michael en wat moet ek nou net gesê? Gabriel. Dis die twee engele. Daar's drie. Maar die twee, die ene is vegters en die ander ene is boodskappers. Hoe groot is 'n vegtersengel? Wie van julle kan vir my sê? Julle het die kruis hier buite gesien. Hy kruis in die Engels so sê bors van die punt bo. 'n gerib. So lekker gerib. Sê die mense moet wakker word, sê hulle moet praat oor engele. So lekker gerib. Van bid maar, van vra vir God die Vader as jy hom in die glo nie. Hierdie boodskap kom van die Vader af. So lyk 'n gerib, so lyk die vegtersengele, so lyk die engele wat vir my en vir jou beklei. Nou as hulle so lyk, wil ek dit nie doen. Maar by ons so maklik bla. En dit is my keus om te gaan, ek sal ander boodskap bring van die môre. Ek dink die kerk van die Here moet meer kennis onthou, want om al die dinge van die Vader. Genesis 3 vers 24. En so het hy dan die mens weggedryf en die gerips aan die ooste kant van die tuin van Eden laat woon, met 'n swaard wat flikker, met 'n swaard wat vlam en flikker, en die toegang tot die boom van die lewe bewaar. Die gerips is gewapen met 'n swaard. Nou as die engel so groot is, daarom die groot sy swaard. As ek die hoogte van hy hier, maak 'n bietjie groter nog. En dit is 'n geestelike swaard, flikker en vlam. Gerips is daar vir u en vir my. Lees in Psalms, die woord van die Here sê, God sê, hy sal sy engele gaande om ons bevel gee, om op ons al ons weë te behoed en bewaar. Dis hierdie manne, wat my en jou veilig hou. Hierdie gerips. Hy sê, Gabriel se engele, is nie vegters nie, dis die softies. Ek noem hulle soft. Het vir mense gesê, hulle is die softies, hulle is die boodskappers. Hulle bring vir jou 'n boodskap van die Vader, of maar gaan nou 'n bietjie meer oor hulle. Eerste wat ek wil praat is die gerips. As mense praat van die engel, omrede ons groot geword het met hierdie beeldjies, hierdie goetertjies van engele, het ons geen regtig kennis, of insig, of kan ons onsself imagine, hoe engel lyk. Maar as jy God se woord gaan kyk, bietjie so bestudeer, dan gaan jy agterkom met wie het eintlik regtig te doen. Ek gaan nou vir jou sê, weet jy dat jy 'n engel het? Permanent? Hy is agter jou. Hulle staan daar, ons kan hulle net nie sien nie, hulle is hier, want hulle, aan elkeen wat Jesus Christus aanneem as sy persoonlike saligmaker en verlosser, word 'n engel voorgegee, toegeken. Ten minste een, maar meer, want Jesus sê, die kindertjies se engele staan dag en nag voor die Vader. Engele, nie engel nie, engele. Dan lees maar Mattheus, ek gaan nou vir julle, ek dan hierdie skrif van daai mense. Ek het 'n klompie skrifte vanmôre. Die volgende een is die serafs. Wie van julle weet wat die serafs se werk? Dis nie in 'n skool, ek vra maar net. Seraf is die manne wat God loof en prys deurdag. Dit 6 vlerke.
En dan vir julle ietjie meer om te hulle gee. Serafs beteken die brandende. Hulle is brandend vir die Vader, brandend met worship en aanbidding. Wie wil ons worship en aanbidding doen? Die serafs is hier wat hulle lei die worship en aanbidding. Satan het dit mos gedoen in die hemel. Voor hy hoogmoedig geraak het, voor hy die hemel uit neergewerp is op die aarde. Het hy mos die musiek in die hemel gelei. Hy het die serafs wat die worshiping doen gelei. Hierdie serafs sal steeds binne vol seraf voor God se genade troon. Hulle beskerm God se heiligheid. Want hulle is rondom God. Hulle het 6 vlerke, hulle vlieg met 2 maak hulle self toe. Ek gaan vir julle lees Jesaja 6. Ek het hom hierso. Jesaja 6 vers 1, vanaf vers 1. 2. En die serafs het bo hom gestaan, het nou die Vader. Hy sê, die serafs het bo hom gestaan, elkeen het 6 vlerke gehad. Met 2 het hy sy aangesig bedek, die seraf maak sy vir die heerlikheid van God die Vader. Maak die serafs sy gesig toe. Met 2 het hy sy aangesig bedek, en met 2 het hy sy voete bedek, en met 2 het hy gevlieg. Nou sê hulle vir my, dit kan. Herman, hy vertel hulle vir my, 'n engel het hier verskyn. 'n Engel vlieg nie. Hy het vlerke, hy vlieg, die woord sê so, nie ek sê so, nie die Bybel sê so. Dis God se woord wat so sê. Wys die kennis wat die mens dom het rondom God se werke, rondom God se dienaars. En hoor wat sê, en die een en die ander toegeroep en gesê, heilig, heilig, heilig is die Here God van die leerskare. Die hele aarde is vol van sy heerlikheid vol. Die hele aarde is van sy heerlikheid vol. Dis hulle werk, om God te loof, God te prys, God te aanbid, God se heerlikheid te beskerm. Dit is die serafs, 6 vlerke, werk in die oor, 2 maak hulle voete toe en 2 vlieg met. Een wondere collega met engel met 6 vlerke. En of, het jy al aangedink? Volgende is 'n ligtingsboodskap, is nie 'n bedryfboodskap. Is nie 'n bekeringsboodskap. Mense moet kennis kry rondom die Vader, rondom sy werke, rondom sy instansies. Hoor wat sê vers 4, hy sê die druppelpos het gebewe van die geluid van die roepers. Hy engele se stem was so, as hulle roep heilig, 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 die Here God almagtig van die leerskare. Die druppelpos het gebewe, met ander woorde, die teer het gebewe, die grond het gebewe, so het hulle geroep. Hierdie serafs. Openbaring 4 vers 8, hoor na die ene, sal hom ook vir julle gee. Nee, maar die Hebreërs Openbaring, jy weet. En die 4 lewende wesens, dis nou die serafs, hoor, kyk hoe lyk hulle, dis nou buiten hulle 6 vlerke. Dis om ek hierdie skrif opgebring het. Jy moet net die skrifte gaan ondersoek, 'n bietjie kennis oor gaan julle baie goed in die Bybel sien. Daar's baie goed hier te sien, baie goed hier te leer. Hy sê, en die 4 lewende wesens het elkeen vir homself 6 vlerke gehad, en hulle was van binne vol oë. En hulle sonder op dag en nag gesê, heilig, heilig is die Here God die Almagtige, wat was, wat is en wat kom. Dis sy serafs. Met ander woorde, basis is dit net oë, van binne en van buite. Hulle is God se oë. Hulle sien alles. Hulle weet alles. Hulle is nie al weet ons God, maar hulle weet, hulle rapporteer aan die Vader, hè? Dis die serafs. Dan kom ons by Michael. Michael is die aanvoerder van die wag, ek praat daarvan, dis nou die, ek het jou 3 engele gegee, die serafs, die gerubs, en die boodskappers, ja. Dus as 3 vlakke van engele in die hemel, 3 vlakke van engele wat God gebruik vir sy werk, vir ons ook.
Daniël 10 vers 13 kan jy self by die huis gaan lees. Daar vertel hy van hoe die engel lyk. Daar ken jy lyk 'n engel. Miskien moet ek hom tog vir julle. Dink ek waar is my Daniël? Ek het so baie goed in hierdie Bybel van my, nee. Kry gaan analise toe, Daniël 10. Ek moes sommer vanmôre gedoen het. Daniël 10 vers 13. Ja, maar ek wil ook nie meer nie hoor. Ek is nog voor jou daar. Maar die voorstel, kom ons kyk hier so. Vers 4. En op die 24ste dag van die eerste maand, terwyl ek op die wal van die groot vuur was, het ek my oë opgeslaan en daar staan 'n man in linne bekleed. Dit is Gabriël, die boodskapper, hè? Met goud van Efas, omgord met goud van Efas. En sy liggaam was krisoliet. Wil ek die engel nou vir jou? Wat is krisoliet? Dit is diamant, edelgesteentes, safiere. En sy liggaam was as krisoliet en sy aangesig soos geflikker van 'n bliksem en sy oë soos vakkels van vuur. En sy arms, sy voete was soos blinke stiere kopers en die geluid van sy woorde soos die gedruis van 'n menigte. Bybel sê dit. Wat sê jy nou van die engel? Dis die boodskapper. Dis nie eers die geliefde. Dis nie eers die geliefde. Dis die boodskappers. Hy sê ek Daniël alleen in die gesig gesien, maar die manne wat saam met was, het die gesig nie gesien nie. Nogtans het 'n groot skrik hulle oorval, sodat hulle gevlug het en hulle verberg het. Nou kom die mense gaan praat ons net so van die engel. Hierdie manne het vanweë hulle het nie gesien nie, maar vanweë die allemaal van die heerlikheid het hulle gevlug en hulle self gaan verberg vir hierdie vreeslike ding wat besig om te gebeur. Die dag wanneer ons regte engel sien, moet ons bid dat ons nie dood gaan. En toe ek alleen oorgebly het en hierdie groot gesig gesien en geen krag in my oorgebly het nie, en my gesonde klere het my verlaat en verander en verdwyn, en ek het geen krag oorgehou nie. En ek het die geluid van sy woorde gehoor, en toe ek die geluid van sy woorde hoor, het ek bewusteloos op my aangesig en my aangesig op die aarde geval. Wow. Volg julle my? Wil julle wat ek sê? En kyk, 'n hand op my aangeraak en my op my knieë en op my handpalms waggelend laat opstaan. En dat het gesê, Daniël, geliefde man, gee ag op die woorde wat ek tot jou spreek. En gaan staan op jou staanplek, want ek is na jou gestuur, en terwyl hy die woorde my spreek, het ek bewend gaan staan. Hierdie engele wat aan Daniël verskyn het, was 'n boodskapper, dit was nie 'n vegtersengel nie. Ek noem hulle die softies. Want, ek gaan vir julle sê, hy sê ek het vir jou omwil gekom, in vers 13, maar die vors van die koninkryk van die Perse, dis die sataniese, demoniese vors, wat ook vors wat daar rangorde is. Hy sê, die vors van die koninkryk van die Perse het 21 dae lang teenoor my gestaan, en kyk, Michael, een van die vernaamste engele, het gekom om my te help, en ek het daar oorgebly die konings van Perse. Dit wys jou dat die vechtersengele, die boodskappersengele, is die vechters. Hy het 21 dae gestaan teenoor die duisternis, 21 dae om by Daniël uit te kom, om die boodskap van God vir Daniël te bring, wat in die verre toekoms gaan gebeur. Ek kan myself verder gaan, wat in die verre toekoms gaan gebeur. 21 dae, dan bid ons selfs, Here, so en so, en dan sê ons, môre gebeur ek, en sê, ag, Here, hoor my nie. Hierdie engel is 'n bewys van dat hierdie engel het 21 dae gevat om die boodskap deur te bring. 21 dae, 3 weke. Amper 3 weke. Ja, is 3 weke. Ons is te hastig mense wanneer ons bid.
Wanneer ons vir God die Vader gevra het, ons te haastig. Daai boodskap kom deur met die boodskappers engele, en nou hierdie engel was die leier van die boodskappers. En uiteindelik nog daag dat nou ons engele wat voor die Vader verskyn met ons boodskappe, wat die boodskappe heen en weer vat, gaan nou nog vir dit te gee. Daai arme manne bekleide krippel, om ons antwoord te bring van die Vader af, en as ons half op beklei, dan sê ons, nee, bid ons weer dieselfde ding oor, bid iets anders te, want dan wil jy opdraai, maar jy teruggaan en begin die getuigheid van vooraf. En hy kom nooit uit wat hy moet doen, wat hy moet sê, wat hy moet aflewer nie. Want ons, of te hulle geloof, of ons is te haastig, of ons wil ons eie wil en sin hê. Dit vat tyd, baie keer, daar is 'n stryd. Die eerste hemel hierso onder, is Satan se koninkryk. Jesus sê, ek is Satan soos 'n bliksem wat die hemel sien val op die aarde. Satan heers hierso, ons daarvan hou of nie. As God se eiendom, maar vir nou, tot en met die windroep oordeel, is Satan heers hy. Dis nou maar so, dis hoekom ons so geweldige stryd het. Dis hoekom kinders van die Here so geweldige stryd het. Want ons staan in die koninkryk van die duisternis as ligte wat skyn. Daai demonie kan jou op kilometers ver sien dat jy is 'n kind van God, want jou lig skyn. Verstaan jy wat ek sê? So volgende keer as jy bid, hou 'n gedagte. Dink 'n bietjie, hou 'n gedagte. Dat daai engele het 'n geveg op hande om daai boodskap by jou te kry. Alright. As jy kyk na Openbaring 12 vers 7, ek gaan net download vir julle lees, julle kan self gaan lees. Daar gee die rangorde van die engele. Hulle het rangordes, daar's orde, in God se koninkryk is daar orde, mense. Daar's 'n rangorde onder die engele. En daar's 'n rangorde onder die demone ook. Want jy kry hierdie oukies, en dan kry jy hierdie, en dan kry jy hierdie party sterker as party, ander is groter as ander. Die engele is dieselfde. Daar's 'n rangorde. Hulle moet opdragte uitvoer. Nie al die engele verskyn voor die Vader nie. Michael verskyn voor die Vader, en hy sê vir die geribs, vir die vegtersengele, wat moet gebeur? Wat moet gedoen gaan word? Wat moet hulle gaan doen? Dis, kyk my van nie aan. Herman, hierdie mense gaan my slaan vir my help. Asseblief jy sal moet. Dis Michael, en dan kyk ons na Gabriel. Lukas, jy kan self gaan kyk, Lukas 13, 1 vers 13 tot 19. Gabriel wat voor God staan, die boodskapper van God, hy sê dat daai drukte, Gabriel staan voor God, gaan lees dit maar self, boodskapper van God, en dan kom, en hy kom, en hy aankondig op die geboorte van Jesus Christus aan, Lukas 1 vers 31, en ook van Johannes. Sagaria was in die kerk, en die engel het hom gesê, hy gaan stom wees tot hom met die kind gebore is, en hy moet om Johannes kom. En hy verskyn aan Maria, en hy sê vir haar, jy gaan swanger raak, uit die Heilige Gees, en jy moet hom Jesus Christus noem. En daai goed gaan ek nie oor praat nie, want ek het baie studie gemaak daarvan, as ek daai goed begin praat van julle sê, ek is mal, ek is, wat noem hulle die ding, noem hulle die goed? Kulties. Maar ek gaan nie daaroor praat, so my om die wens vir julle om uit te vind. Ek doen myself studie. Gaan sal my aan die Hebreërs toe. Hebreërs 1 vers 14. Hierdie engele, wat het sê hierso? Vanaf die hart af. En aan watter een van die engele het hy ooit gesê, sit aan my regterhand totdat ek die veld gemaak het, voetbank van die voete. Is hulle nie almal dienende geeste, wat vir diens uitgestuur word ter wille van die wat die saligheid sal erwe? Hulle is dienende geeste. Engele is dienende geeste. Hulle dien ons, hulle dien jou. Wat het sê hierso? Vers 7. En van die engele sê hy wel,
Hy wat sy boodkappers winde maak, en van sy dienaars vuurvlamme. Kom die skrif aan 'n plek, dan sê hy, Satan bring hom voor as engel van die lig. Maar engel het nie 'n vaste vorm nie, mense. Soos ons nie. Hy het nie 'n vaste vorm. Sy normvorm is, soos ek nou vir julle beskryf, so lyk die engel, maar hy kan van gedaante verander. Soos dit God pas, hang wat opdrag het God vir hom gegee, om te gaan uitvoer. Hy kan verskyn in die lig. Hy kan verskyn in die regte vorm. Ek het video's, ek het ongelukkig op 'n foon gehad en die foon is, ek het dit nie meer. Van engele wat met die lig kom sit en jy sien die vlerke en skiet hierdie weg. Duidelik. En dit is nie foutolek nie. Hierdie goed het my gepla. Ek is 'n ou wat hou van om te weet wat aangaan in die lewe. En ek gaan nie hier kon staan en praat as ek nie iets gesien of iets kennis van 'n ding het, 'n studie gemaak het rondom sekere goed nie. Hulle is dienende geeste, Psalm 34 vers 8 sê, engele trek 'n laar rondom die wat die Here vrees en red daar uit. Tog die bloed red my. Maar nou sê ek mense, hoe die engele trek 'n laar rondom my en hulle red my uit. Ek gaan vir julle boodskap bring oor die bloed van Christus, waarvan dit is eendag. Gaan verstaan in die krag daarvan. Psalm 91 vers 10 en 11. Geen onrus sal jou tref of plaag naby jou tent kom in vers 11, want hy sal sy engele aangaan en jou bevel gee om jou te bewaar op al jou weë. Ek het altyd gebid, verkeerd gebid. Nou voor ek in my kar klim, dan sê ek, Vader, gee asseblief die engele opdrag om vir my die pad voor te berei. Laat die soete gees my asseblief bewus maak van die vyand se aanvalle op my op hierdie pad. Maar die engel my asseblief beskerm. As ek in die aand gaan slaap, dan sê ek, Vader, asseblief die engel laar rondom my huis, die engel laar rondom my eiendom. Want dis wat die skrif sê vir my. En glo my, ek slaap lekker. Satan probeer. Dit gebeur baie goed. Sê ek net, is jy, sê jy môreoggend ek gaan slaap, ek het nie tyd vir jou ons is nie. Hier die laaste paar dae, vooral as ek het gister vraag gesê. Ek kyk so nou, begin ek goed sien, oral nou begin ek goed gesien rond beweging. Goed is wat gebeur. Something is aan die kom. Something big is coming. You hear me? Iets groots is aan die gebeur, aan die kom. God probeer ons waarsku. Mense, God probeer ons waarsku. Hoor vanmôre hierdie woord. Jou tyd is min. Of jy jong of oud is. Jou tyd is min. Want God gaan hierdie skepping skoonmaak. God gaan hierdie skepping reinig. Want die bloed is die aarde vol en dit roep na God kan nie meer die geroep van die bloed hanteer nie. Ga jy, was jou broer. Nieuws en ek nou weer. Kyk maar die bloed van jou broer, roep my van die aarde af. Hoeveel bloed lê op die aardbodem nie? Hoe moet hierdie soewereine, almagtige skepper God, hoe moet hy geroep van siele se bloed, wat na hom roep, om vraag? Sê hy nie, God self sal ook slaag hier nie. Ek in my woorde. Lukas 20 vers 36, ek gaan af van daai na, wie is daai tyd mos, ek is vir hy brood en jy koek gebring. Nee. Lukas 20 vers 36. Dit lag jy het, nee, wat was dit? Engele sê vers, Luke 20 vers 36 sê, engele kan ook nie sterwe nie. Hulle is onsterflik.
Jy kan nie engel doodmaak nie. Jy kan nie 'n demoon doodmaak nie, jy kan hom wel wegstuur. Jesus het nie doodgemaak nie, hy het in die varking gestuur. Terwyl ek daarvan praat, weet julle dat die demone self bang is vir die hel? Hulle is self bang vir hulle eie hel, want hulle weet wat kom. Hulle loop nie vir Jesus stuur ons terug hel toe, hulle stuur ons in die varking. Dit terloop, so 'n bietjie wat. Skrifte, meer kennis, wat Gods kennis, Gods woord. Ek het deesdae probeer vergeet alles. Maar wanneer die Gees werk, onthou ek. Engele kan dus nie sterf nie. Hulle is onsterflik. Soos ek en jy, as ons in die lewe hierna dit maak, in die heerlikheid van God, in die heerlikheid en die teenwoordigheid van God, onsterflik gaan wees, ons sal nie kan, ons gaan nie kan sterf nie. Ewiglik. Kom maar een studie. Gaan kyk maar self, ek het vir soveel al genoem. Markus 8, die B-gedeelte, kom en hy sê, engele is heilig. So pas op nou, wat jy met hulle doen, hulle is heilig, hulle is Godse skeping. Hulle is nie gebore nie, hulle is geskep. God het hulle geskep vir sy doel, vir sy koninkryk, vir jou en vir my. Nou of julle gesê, dat dienende geeste, vuurvlamme, winde. 2 Korintiërs 1 vers 7, B-gedeelte. Mag, praat van die magtige engele, maar hulle is nie almagtig soos God nie. Hulle is magtig, maar hulle is nie almagtig. Wanneer jy met engel speel, hy kan vir jou roer, want hulle is magtig. Hulle is nie ons maatjies nie. Dis wat ek wil sê, hulle is nie ons maatjies nie. Die woord van die Here sê, ons is weinig minder gemaak as die engele, weinig minder, maar ons is nie soos die engele. Jy mag nie die engel aanbid of eer nie. Jesus sê self, in Johannes 14:15, hy sê, aanbid die Vader, en soek ook vir my, nie die Heilige Gees nie. Jy kan nie die Heilige Gees aanbid, en nou sien ek op hierdie sosiale media, wat julle so lief is vir om te kyk. Deesdae is die tendens, Heilige Gees, aanbid. Jy kan dit nie doen nie, dis teen God se woord. Jy mag net die Vader en die Seun aanbid, dis wat die skrif sê vir my. Maar hy sê ook, as jy sondig teen die Heilige Gees, sal jy in hierdie eeu nie, en ook nie aan die komende eeu vergewe word. Dit sal teen jou gehou onvergeef word. Nou sonde teen die Heilige Gees, as julle wil, sal ek enig julle boodskap daarop hê. Ek is so baie goed dat ek oor kan preek, dat julle kan inligting gee, kennis gee. Matteus 22 vers 30. Engele trou nie, en het geen gemeenskap nie. En wanneer dit nou plaasgevind, dis na die watervloed. Voor die watervloed, Genesis 6, sê die woord van die Here, en die seuns van God, die engele, het gesien dat die mense kinders vir hulle mooi was, en hulle het gaan kies die wat hulle wil hê, die vrouens wat hulle wil hê, en by hulle ingegaan en daar is vir hulle kinders gebore, en dan sê dis die groot manne, die reëse van die voortyd. Dis deur daai gemors, daai gebroed oor daai gekom het, God die aarde vernietig het. Almal is vernietig. Al daai nemelmoes, gemengde goed. Dis na die watervloed. Voor die watervloed was dit 'n ander saak. Maar God het met die watervloed alles verander. Hierdie ook Bybel vir my, ek verwoes hom ook so al die kante te hoor. Handelinge 7 vers 53. Julle wat die wet deur die beskikkinge van engele ontvang het, en dit tog nie onderhou nie. In die Ou Testament het dit gekom deur engele. In die Nuwe Testament het dit gekom deur Jesus Christus. Verstaan jy wat ek sê? Jy kyk my so aan vanmôre, ek bekommer. Lieg ek vir julle? Ek lieg nie vir julle, alles wat ek gesê het in die woord. Ek kan alles bewys, ek het skrif vir julle gegee wat ek gesê het. En ek praat niks anders dan al wat hier staan nie, wat gekoppel kan word die aan.
Ek is baie versigtig daarvoor. Lukas 16 vers 22. Die engele begelei ons na die hemel, mits jy in Christus is gestel. Dan kan jy lyk maar na Lazarus. Hy sê Lazarus het gesterwe, en die engele van die Here het gekom, en Lazarus weggedra na die boesem van Vader Abraham. Sê ek reg? Maar nou sê hy ook, en nie lang daarna in die ryk man gestel. Wat sê die woord? Sê, hoe ophef die vlam in die hel. Lees maar self daar. Engele begelei ons na die hemel, en mits jy bevoorreg genoeg is, om bevoegd verklaar te word, om die koninkryk te beërwe. Mits jy bevestig is, jy het God die Vader en deur sy Seun Jesus Christus, sal die engele jou kom haal. Hoor nou vir my, jy hoef nie te vrees die dag wanneer jou tyd verby is nie. Want as jy jou hierdie oë toemaak, gaan jy die engele van God sien, en dis wat sal gesien is op my gelaat. Is op my gesmaai. Want wat hy gesien het, wil ek baie graag sien. Roos het my getuig, toe sat gaan, toe soek vir haar so gekyk, en toe smaai hy. Hy het iets geweet, iets gesien wat ons nie weet nie. Maar ek weet, julle weet het nou. Hy het die engele van God gesien. Hy het die heerlikheid van God gesien, wat hom kom haal, wat hom huis toe vat. Ek het gepraat oor die storie, het jy my gesê. God sê, dit is nie uit hom uit nie, maar te straf. Dit is die feit, wat jou geloof in die warm bring. Maar jy het ek jou sê, ek gaan niks sê, jy weet wat ek in jou gepraat het. Ek weet het ook nou, gaan ek ook nou begin doen. Ek doen dit ook aan. En ek my Here dan praat, ek kom nie verstaan wat gaat hier aan nie. Maar die woord sê het my anders dan. Sê die Here vir my, dit is nie uit hom uit nie. Duisternis. Handelinge 12 vers 23. Ek het dit nou gesê, dit is nie ons maaikies nie. Ek snap het lang, maar nie bekommer nie. Ek het lang. Maar julle gaan nou staan. Handelinge 12 vers 23. Engele voer oordele uit. Sê julle God maak dood. God laat. Hy gee opdrag. Hy doen dit self. Want hy is 'n soewereine God. Hy is 'n heilige God, 'n alheilige God. Herodes word toegeroep. Stem van 'n God, nie van 'n mens nie. En onmiddellik het 'n engel van die Here hom getref, omdat hy die eer aan God nie gegee het nie. En hy het deur wurmsvertering gesterf. Wat beteken dit? Hy het kanker gekry. Wurmsvertering het gesterf. Dit is wurms. Dit is mos kankerien. Ek reg? Tweede Konings 19 vers 35 julle mag gaan lees. Ek het 'n bietjie studie gedoen. Een engel het op een nag 185.000 van die armee van die vyand doodgemaak. In een dag. Een engel. 185.000. As jy my nie glo nie, gaan lees daar self in 2 Konings 19 vers 35. Dis die engele waarvan ek praat vanmôre. Dis die engele waarvan die wêreld so likies van praat. Jy sien die vyand is slim. Hy probeer al hierdie kragtige dinge van God, al hierdie kragtige skepinge, probeer hy afwater na niks toe nie. Want as hy ons kan afbring na sy vlak toe, dan begin ons glo soos hy, maar ons begin glo soos die wêreld, dan doen ons soos die wêreld, en ons lyk soos die wêreld, en ons val rond soos die wêreld, ons lekker gesyp is. Hoe jy wat ek sê? Jy moet op 'n ander dimensie wees, hier op 'n ander vlak dink, jy moet dink soos God sal dink. Jy is 'n heilige priesterdom, het daar sonder gesê. Jy en ek is special. Ons besef nie die krag
van die mond nie, van die tong. Daarom sê hy druklik, die vrug van die lippe sal jy van eet. Die lewe en dood lewe, wat van lewe en dood lewe die tong, ek is op baie vele skrifte aan rondom dit. God waarsku ons, want dit wat jy sê, gaan jy kry. Jy weet waarvan ek praat. Toe ek op raas in my huis het mense gebly, het baie moeilik by die kerk gegeen. En ek het eendag daar by die karretip aan die kobraas weggerek en daar gestop en ek het my hand so uitgesteek en uit gesê, Here, laat dit net met rasie hier oorbly, dat hierdie mense weggevat word. Daar staan met rasie vandag, net daarna, niemand kan daar het getrek, die huis het afgebrand, daar is niks oor nie. Kyk maar, ek weet wat nou nog met rasie oor is. Die krag van die woorde, ons besef nie. Maar was ek in die wil van die Here om dit te doen? Het ek die autoriteit gehad om iemand sy huis te vernietig? Omdat ek sleg gevloek met hulle my in die kerk benadeel? Nee, dit was vir my. God het toegestaan, want ek het hom lief en hy het my lief. Die krag van die woorde. Let op jou tong. Let op wat jy sê. Want jy sê wat jy dink, kan Satan nie, hy hoor nie, hy kan nie sê wat jy dink nie, maar hy kan hoor wat jy sê. En hy kan jou woorde gebruik teen jou. As jy die hele dag negatief loop, en mense negatief wees, en mense loop aan aanval, en mense vernietig, jy gaan dit kry. Want wat jy saai, gaan jy maai. Let op die poorte van jou mond. Want die krag van God is daarom gedeponeer. En ons besef dit nie. Daarom laat God nie toe. Dat ons dit gebruik nie. Daarom laat God nie toe dat ons dit gebruik nie. Daniel 9 vers 21 bevestig ook by die engele, kom bemoedig ons. Daniel, geliefde man, van die begin het jy daar toegeleid, om elk sak van God te soek, jou stem in die hoogte gehoor, maar lees maar self. En dan jou mond wil dit te kom, maar jou mond wil jy nog daar vir jou teen die duisternis gaan veg om deur te kom. Hulle kom, engele bemoedig ons ook, maar die Heilige Gees doen dit ook binne ons, verstaan jy wat ek sê? Maar die engele help. Hebreërs 13 vers 1. Ek gaan maar self gaan lees. Kyk of jy het kry daar so Hebreërs 13 vers 1. Ons herberg die engele sonder dat ons dit weet. Die engel doen voor. Ek enig vorm aan dit. Ek in 'n vorm van 'n bommel daar aan dit. Maar nou met jou onderskeiding van die Gees is dat jy nie verkeerde mense in jou huis aan nie. Dat jy gaan beroof of doodmaak nie, dis wat ek sê nie. Jy moet hoor, dat sê die Here vir jou. Ek het al getuienis gegee, want ek het ons in die koffiekroeg gehad het, Rusland waar gewerk het, hy man na die dag huis toe gevat het. Ek het gevoel, ek moet die man huis toe vat. En daar sê gewoonlik, baie negatief rondom sulke goeders, om mense aan huis toe te laat, vreemde mense. En sy het sonder 'n woord gesê, die man kom, het kar gelijk huis toe gevat. Sy het hom kos gegee, om 'n bad, skoonklere gegee, bed gegee, geslaap. Sy was nog steeds versichtig, as het al die sedels gevat. Het was aan my huis, dit was, ek was nog net voordat ons swat het. Hy het Australië voor gehad, het kan nie uitneem. Volgende morgen was hy weg, sonder sedels. Wie was dit? God het ons beproef, dit was sy engel. Niks anders dan het my gelijk is een doodgewone ou wat swaar kry in die straat is. En dan moet ons nie op hom neergekyk het nie. Het God ons vir baie jare gesê en hy sê dis nog steeds. En ek wil self lees in Hebreërs 13 vers 1 en dit gekry. Wat staan daar? Hoor julle dit? En hoor wat sy sê? Ek lieg nie vir julle nie. Ok, Lukas 20 vers 36 kan jy ook gaan kyk. Engele is vuurvlamme en is onsterflik en dan net skrifte bevestig, Matteus 18 vers 10. Hoor nou hierso. Ons het elkeen 'n engel tot ons beskikking. Want ek sê vir julle, dit is Jesus
Pas op dat julle nie een van hierdie kleintjies verag nie, want ek sê vir julle dat hulle engele in die hemel altyd voor die aangesig van die Vader sien. Ons het 'n engel. Jy daarvan nou of nie, as jy kwaad doen, my engel sien dit. Dink het 'n bietjie daaraan. Hy het in die gees van God, die engel sien dit. Maar die engel is by jou 24/7. Hy los jou nooit. Tot die dag dat jy sterwe, is daai engel by jou, by jou geboorte, by jou aanname van Christus Jesus, by wedergeboorte, word die engel vir jou toegesend, en dan by jou afsterwe, wanneer jou tyd volbring is, dan gaan hy terug na die Vader, dan gaan hy na die volgende baba toe. Gees, pasgebore geestelike baba toe, om te help, te beskerm. Ek maak klaar die laaste versie. Psalm 103 vers 20. Engele is kragtige helde wat die woord van God volbring. Hulle volbring God se woord, want ek het vir julle gesê, hulle voer die opdragte van God uit, daar is die skrif. En hy is nie die enigste na sy pa. Ek het die enige pad aan die dit is vir my mooi gestel. Hulle volbring die woord van God. Amen. Het julle iets geleer vandag? Was dit die moeite werd? Ander wil nie wees nie, maar dan word oor die engele gepraat. Maar jy was hier, en ek glo jy het iets geleer vandag. Kyk, ek kan baie sê daaroor. As ek wil praat, regtig praat oor die engele, dan moet ek so 3 sonde afvat, vir 3 dienste, van 45 minute elk. Dan kan ek julle mooi alles in een sit. Maar ek dink dat hierdie wat ek vanmorgen gesê het, is genoeg, dat julle kan self gaan studie doen, self gaan kyk, waar hy skrif het in cross basics, en dis hoe jy kennis opbou. As jy weet, as jy lering die woord van God ontvang, dat jy kragtig word in die woord van God en die krag van die Vader. Amen. En toekoms van sy liedjie. Ek is bly vir elkeen wat jy was vanmorgen, en ek dank die Here. Kom die volgende week, ek gaan praat oor heiligmaking, as dit die wil van die Here is. Ek sê nie, dit gaan gebeur nie. Ek sê, ek beplan, dus ek het by die Here gekry, ek het vanmorgen die skrifte ook gekry, en dan mee gepaard gaan, so die moontlikheid is daar dat, sy nie goed aansit is goed. Die moontlikheid is daar dat 90% dat het gaan wees van dat gaan oor heiligmaking. So kom luister asseblief. Amen. Dit is wat van ons sing. Waarom my die God? Kom ons staan ons sing ons ten afsluiting, waarom my die God we serve? Indien jy dan ietsie het om in te gooi en as jy nie het nie, so kyk. Maak nie saak, maak regtig nie saak. Moet nie skaam voel of sleg voel. Ons sal lekker saam sing en dan gaan ons afsluit. Waarom my die God we serve? Kijk jy die waarom my die God is, kyk die boodskap wat ek gegee het vanmorgen. Hulle het nie wat gaan ek preek. Hulle het net om het loog gaan. Amen, 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 amen. Dankie toch, iemand het allemaal gesê. Ek sal ander tot julle avond sê. Nou moet nie weggaan nie, en achter is broodjies. En is heeltemal gratis. Gaan nou broodjies saam met, en ek saam kuier, die gesels. Geseend sal julle wees in die week wat voor lê. Geseend sal julle wees in jou werk, in jou huis, in jou kar, skool. Alles wat jou hand ontslaan in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Die genade en die vrede van ons Here Jesus Christus sy met julle almal. En luister nou, as jy nie hierdie seningsspreking vat nie, in jou eie maak nie, gaan dit nie wees nie. Dis geloof in aksie. Alright? Alright?
Alright. Vader, ons bid dat U die broodjies sal seën, die gebruik daarvan sal seën. Vader, dat U daardeur verheerlik sal word. Die hande sal seën wat dit voorberei het. Vir hulle sal voorsien, meer as hulle kan bid of vra. Ek bid dat ook aan hulle wat in hierdie dag nie het nie, sal voorsien. As vanmôre onder 'n brug sit, op 'n stoep van 'n winkel sit, in die koue vloer, die koue, sonder iets warms. Dat U ook aan hulle sal voorsien, Vader, en vir hulle ook engele sal stuur, want hulle sal deurdra. Ons dank U daarvoor, Vader, word verheerlik vanmôre, en laat U naam heilig word. Ons dank U vir hierdie diens, dank U vir die woord. Ons bid, Vader, die soete Heilige Gees die naprediker sal wees, ons nou in mekaar uitgaan, Vader, die Heilige Gees ons vooruit sal trek, en die engele ons vooruit sal trek, in Jesus Christus kosbare naam. Amen. Ja, ons gaan jou ons gaan jou Amen. Sit op daai goed as alreeds